Hallo geliefdes, baie welkom by hierdie week se erediens. Wat 'n voorreg om weer vandag die woord van die Here met julle te kan deel en ook saam met julle meer van God se woord te kan ontdek. Ons gaan vanoggend lees uit die Psalms, 'n kort psalm, maar 'n psalm wat juis in hierdie tyd van ons lewe vir ons baie kosbaar is. Ek wil sommer begin vanoggend net deur julle elkeen uit te nooi om deel te word van ons bazaar. Ons het 'n safari bazaar hierdie jaar en dit is so opwindend. Ons gaan slegs op bestellings en daar sal ook nou die nommer van Karen sal ook nou op die skerm verskyn. Julle kan by haar bestellings insit vir die bazaar en wees ook so deel van ons fondsinsameling om steeds te midde van al hierdie dinge aan die gang te kan bly. Saam met dit wil ek julle ook uitnooi, ons gaan die volgende 2 Saterdae gaan jy die bestellings kan kom optel by 'n drive-thru. Soms so 'n bietjie net voor die kerk kan verbyry, jou ontbyt of carry-in reis of heerlike hamburger te kan optel. So bestel ook dit by Karin en julle kan deel wees van hierdie jaar se bietjie anderster, mag tog opwindende bazaar. As jy ook op enige plek kan help, veral met die Vrydaagse pak en uitry, laat weet my en dan kan jy ook so help om die bestellings af te lewer op Vrydag. Dan het ons ook so klein tikkie goeie nuus. Wel, ek dink goeie nuus is altyd lekker. Alhoewel, maak seker nou nie saak wat die nuus sou wees, dit sou goed wees. Ek was hierdie week weer vir 'n sonar en dit gaan goed met ons pastorie baba. Sy is baie mooi en dit is dan 'n dogtertjie wat in die pastorie bykom. So ons is baie dankbaar dat ons 'n gesonde dogtertjie het wat in Januarie 2021 die pastorie gaan kom volmaak. Geliefdes, vandag kom ons na die Here toe en ons sê, Here, help ons. Here, ons struggle om positief te bly. Here, ons struggle om steeds voort te gaan in die lewe. Here, ons sukkel om gemotiveerd te bly en positief te bly. Ja, ons leiers het die fase van inperking bietjie verslap en dit help ons, maar dit vat nie weg dat die virus steeds 'n groot realiteit in ons land en in ons wêreld is nie. En te midde van die pandemie wat deel is van ons lewe, het ons ook geweldige ander uitdagings, armoede, mense wat deur moeilike tye gaan, mense wat werkloos is. En dan vra ons, Here, help ons. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nooit die werk van sy hande sal laat vaar nie. Dit is ook daardie Here, wat elkeen van julle vandag kom groet, genade en vrede vir julle, van God ons Vader, en die Here Jesus Christus, wat in julle woon en deur julle werk deur die krag van die Heilige Gees. Kom ons loof die Here se naam. Soli Deo Gloria. Amen. Soli Deo Gloria.
Van die diepste see tot by die hoogste krans, deur die lowergras tot waar die reebok dans, van die kraters in ons fundament tot by die uithoeke van ons verste maan. Alles wat lewe, alles wat lewe, alles wat leef, moet die Here loof. Soli Deo Gloria, Soli Deo Gloria, Soli Deo Gloria. Alles wat leef, moet die Here loof. Soli Deo. Hef jou hande op, laat die skepping buig, laat die water val en die riviere juig, deur die vlaktes tot by die horison, oor die vrye wêreld moet ons sing. Alles wat lewe, alles wat lewe, alles wat leef, moet die Here loof. Soli Deo Gloria, Soli Deo Gloria, Soli Deo Gloria. Alles wat leef, moet die Here loof. Soli Deo, Soli Deo Gloria, Soli Deo Gloria, Soli Deo Gloria. Alles wat leef, moet die Here loof. Soli Deo, alles wat leef, moet die Here loof. Geliefdes, kom ons word stil en dan bid ons saam. Here God, U het ons vandag saamgebring om na die woord te luister, om U met hart en mond te aanbid. Here, maak alle stemme in ons stil, sodat ons alleen U woord hoor. Open deur die Heilige Gees ons verstand en hart vir die waarheid. Kom met U Gees in ons midde en seën ons. Maak ons vrymoedig om U en ons naaste met 'n onwrikbare hart te dien. Amen. Geliefdes, ons is in koninkrykstyd en erken daardeur God se heerskappy oor ons lewe. Saam met dit ontdek ek en jy hoe om God in die praktyk te volg as ons koning, as die een wat regeer oor ons lewens. Vandag se Psalm wil ons help met die vraag: hoe beleef ons steeds God binne die omstandighede waarin ons leef tans? En saam met dit, watter geloofspraktyke kan ek en jy aanleer om God in alle omstandighede, goed en sleg, die eer te gee? Vandag se doel met die Psalm is om my en jou te help om 'n taal van lofprysing aan te leer. Nou, julle sou al agterkom dat ek baie Stefan Joubert lees en na luister en hy regtig vir my in my lewe 'n mentor is en
'n leier is in my geloof en in my ontdekking van my eie geloof. Ek was ook bevoorreg om in my meestersjaar klas by Stefan te kon hê en ek het so baie in 'n kort rukkie by hom geleer. En Stefan skryf ook daarvan in een van sy boeke, Verander jou kop en verander jou lewe, en ons ervaar dit ook in sy nuwe boek. Maar is dat 'n mens nogal by Stefan iets leer van, dat die perspektief wat jy op die lewe het, hoe jy dink oor lewe en selfs die dood, beïnvloed jou lewe as gelowige in die wêreld. Saam met dit help dit ons om dan 'n taal aan te leer, en hy skryf ook nogal daaroor, dat wanneer ons denke 'n positiewe ingesteldheid het, volgens Gods wil en Gods weë, dan raak die taal wat ons praat en dit wat by ons mond uitkom, ook dit wat in ons kop en in ons hart leef. Alright. So, iets van daai gedagtes en wil ek vandag by julle tuis bring. Dit is wat vandag se Psalm ook vir ons is. In tye wat dit swaar gegaan het hierdie groep mense, die volk van God, hierdie Psalm loop en sing, te midde van moeilike omstandighede, dat hulle elke oomblik kon onthou, ons hulp kom van die Here, loof die Here. Want as die Here my nie help nie, sê die Psalm, as die Here ons nie gehelp het nie, dit moet Israel bely, as die Here ons nie gehelp het toe mense ons aangeval het nie, dan het hulle ons lewendig verslind, toe hulle woede teen ons ontvlam het. Dan het die waters ons weggespoel en die vloed ons oorweldig. Dan het die skuimende water ons oorweldig. Aan die Here kom die lof toe. Hy het nie toegelaat dat ons hulle prooi word nie. Ons is bevry soos 'n voël uit die wip van 'n voëlvanger. Die wip het gebreek en ons was vry. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Die Engelse vertaling sê, if God hadn't been for us, all together now Israel sing out. If God hadn't been for us when everyone went against us, we would have been swallowed alive by the violent anger, swept away by the flood of rage, drowned in the torrent. We would have lost our lives in the wild, raging waters. Oh, blessed be God. He didn't go off and leave us. He didn't abandon us, defenseless, helpless, as rabbit in a pack of snarling dogs. We've flown free from their fangs and free of their traps, free as a bird. Their grip is broken. We're free as a bird in flight. God's strong name is our help. The same God who made heaven and earth. God, ons skepper God, wat hemel en aarde gemaak het, wat my en jou aan mekaar geweef het, dit is die God wat ons help, ons beskerm en ons bevry. Hoe bly ek en jy positief, te midde van moeilike omstandighede? Hoe sing ons lofprysings? Hoe hardloop ons deur die strate as bevryde kinders van die Here, met maskers aan, skerms oor ons gesigte, met gesaniteerde hande, sonder werk, op moedverlose vlakte, sonder brood op die tafel, sonder die versekering van 'n oes of 'n inkomste, met droogte wat steeds knaag aan ons. Hoe bly ons positief? Hoe verlang ek en jy steeds te midde van moeilike omstandighede na 'n lewe in Christus?
te midde van COVID-19, slegte ekonomiese omstandighede, 'n wêreld wat in pyn lê, vra mense vandag presies die vraag wat Psalm 124 op die tafel plaas. En dit is, kan God ons help? Kan God my help? Kan God jou help? Geliefdes, kom ons dink verder saam oor hierdie gedeelte. Kan God ons help? Wanneer ons in moeilike omstandighede kom, dan gaan ons gewoonlik in veg of vlug. Wat gaan ons nou doen? Ja, dit is eintlik ironies. Dit laat dink my nogal aan ook die animation Angry Birds. Ek weet nie of julle dit al gekyk het nie. Ek het vreeslik hard probeer dat my seentjie dit kyk, want ek het gedink, dis 'n oulike fliek. Maar ons kan kies om kwaad te raak, te ontplof van woede. Ons kan kies om in veg fase in te gaan, asof ons in oorlog is met mekaar. En dit breek my hart op hierdie stadium, om te sien dat ons te midde van sulke moeilike omstandighede, as volkere begin in veg ingaan. Want ons voel bedreig, ons lewens voel bedreig. En dit breek my hart. En dan ervaar ons ook die van ons wat kies om te vlug. Wel, geliefdes, ek en jy as gelowiges het nie nodig om ons geloof te verdedig nie. Eugene Peterson skryf ook, God doesn't need me to defend him. He doesn't need me for press secretary, explaining to the world that he didn't really say what everyone thought they heard in that interview with Job, and that the question of the word by St. Paul was taken out of context and need to be understood against the background paper that Isaiah wrote. The proper work for the Christian is witness, not apology. And Psalm 124 is an excellent model. It does not argue God's help. It does not explain God's help. It is a testimony of God's help in the form of a song. Wow. Dit is exactly that. Is dat ek en jy is geroep om getuies te wees. Getuies te wees van God se beskerming te midde van moeilike omstandighede. Terwyl 'n vrou wat 'n leier is in ons gemeenskap siek is aan COVID-19, het ek en jy nodig om aan te hou getuig dat God by haar is, haar dra en haar beskerm. Maak nie saak hoe sleg dinge lyk of voel nie. Dit maak nie saak hoe onderdruk ons voel of wat ons omstandighede is nie. God kan ons help. Ek en jy moet dit glo. Maar ek dink nie ons besef hoe baie ons mekaar nodig het nie. En as daar, ek het dit verlede week ook genoem, as daar een ding is waarvan soveel mense die afgelope tyd getuig het, is dit dat ander kinders van die Here het my gehelp. Dit is hoe God ons help. Ons het mekaar nodig. Die Psalm
van 124 sê juist vir ons dit, daar is 'n God. Daar is wel moeilikheid. Dis net God wat jou kan help wanneer jy in daai moeilikheid is. En hy gebruik mense, soos ek en jy, om dit te doen. Daarom is hierdie Psalm, in die eerste paar verse, ervaar ons dat Israel word tot getuienis opgeroep, om juis te midde van hierdie omstandighede te getuig van God se beskerming. Die Psalm begin eintlik so sommer met so 'n dubbele belydenis, wat so half klink soos 'n asemsnak van verligting, van iemand wat pas uit ernstige lewensbedreigende omstandighede kom, en dan in 'n veilige plek ingeneem word, met die woorde, as die Here ons nie gehelp het nie, dit moet Israel bely, as die Here ons nie gehelp het nie, toe mense ons aangeval het nie, dan het hulle ons lewendig verslind. Sjoe, 'n dubbele belydenis van, as dit nie God was wat ons gehelp het nie, wat sou word, wat sou van ons word? Net so duidelik, en deur die hele Psalm eintlik, is die klem op die feit dat die Here die reddende God is, dat hy die een is wat redding bewerk, en dat die volk as volk betrokke is hier by mekaar, as gemeenskap van gelowiges saam hierdie hulp van God beleef. Dit nie 'n enkeling is wat dit beleef nie. Die psalmskrywer sê nie, dit is God wat my help nie, maar beleef dit dat God die volk Israel bevry en help in hierdie tyd. En dit is tog vir my opvallend. Dan beleef ons in die tweede gedeelte van hierdie Psalm, ja wel die grootte van die gevaar wat die volk beleef, die omvang en die intensiteit van hierdie gevaar wat hulle beleef. En daarvan lees ons hier vanaf vers 2 tot 5, dat hulle die aanval van mense beleef, dat hulle voel dat daar teenstand is, dat hulle verslind word, dat dit is soos roofdiere wat hulle aanval en verslind. Daar's twee beelde wat gebruik word, die een van roofdiere en dan die een van stormwaters. Hierdie week in die baai het ons iets van hierdie stormwaters beleef. Die oomblik toe daardie winde waai en dit stormreën val, was dit hierdie stormwaters. En kan 'n mens nie dink dat 'n mens in daardie storm kan staan nie. En tog is daar dag vir dag getuienisse van gelowiges wat te midde van stormweerstand aanhou loop, aanhou volhard in geloof. En dan vanaf vers 6 en 7 dan beleef ons hierdie wonderbare ontvlugting deur die Here bewerk. Dat dit die Here self is wat die voël bevry uit die wip uit. Dat dit die Here self is wat die koutjie kom oopmaak en bevryding bring. En dan in die laaste vers die karakter van die Here as die bevryder self. Die Here wat ons geskaap het, die Skepper God, wat hemel en aarde gemaak het. Ek dink soms wanneer ons so vasgevang word in ons lewensomstandighede, dan word ons blind vir wat werklik belangrik is. Ons raak asof ons oogklappe aan het vir wat belangrik is. En ons raak so gefokus op die negatiewe, dat dit wat positief is en dit wat goed is en waar God ons help en vir ons redding bewerk, ons dit amper nie meer raak sien nie. En ons raak regtig blind. God verseker tog vir ons hulp.
En die vraag wat ek myself afvra is, verstaan ons werklik hierdie hulp van die Here? Moet ons eers besef, moet ons eers heeltemal geknak wees om regtig hulp te begin vra? Ek het dit al van tevore gesê en ek het dit al vir die kinders gesê en dit is deel van my les aan ons katekese ook weer vandag. Die grootste les wat ek in die lewe geleer het, is om hulp te vra. Hulp te vra van my medemense en hulp te vra van God wanneer dit moeilik gaan. En nie toe te laat dat ons so teneergedruk raak, dat ons self nie meer kans sien vir die lewe nie. Ons het hierdie week die nuus ontvang dat een van ons universiteitsvriende sy lewe geneem het. Die lewe so moeilik geraak het, dat dit hom pap gemaak het, dat hy moed opgegee het. En dan die vraag van soveel vriende, wat sê, as ons maar net geweet het, as ons maar net kon help, as ons maar net meer geluister het, as hy maar net hulp gevra het. Ons kan baie asse en mare in die lewe voor ons gooi. Die belangrike ding is, dat ons vir mekaar sê, ons het mekaar se hulp nodig. Daar is hierdie ou liedjie, so vir die meer gevorderde persone in jare, sal hierdie dalk meer ken, maar die Beatles het 'n liedjie geskryf, Help. En dit het 'n groot treffer geword, want dit besing juist dit, Help, I need somebody, please help, I need somebody. Luister gou hierna, Help, I need somebody. Help, I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. When I was young, was so much younger than today, I never needed anybody's help in any way, but now these days are gone, I'm not so self-assured, now I found I changed my mind, I've opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life has changed in so many ways. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I just need you like I've never done before. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? When I was young, was so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I found I changed my mind, I've opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me, help me, help me. Geliefdes, ek sluit af. Please help me, I need somebody. Maar ek wil julle motiveer om te sê, Lord help me, I need you. Ek het meer van u nodig, soveel meer. Vra die hulp van die Here. Kom na mekaar toe en vra om hulp.
en word vry van julle moeilike omstandighede. Laat toe dat God self julle bevry. Daar is natuurlik iets wat ek en jy het. Iemand wat ek en jy het. Wat Israel nie geken het nie. En dit is die Here Jesus Christus self. Want hy self het my en jou kom bevry. En deur sy opstanding kan ek en jy leef. Daarom wil ek julle hierdie week motiveer. Skryf iewers groot neer. Hy leef. Jesus Christus leef. En daarom kan ek en jy met ons hele lewe as bevryde kinders van God die wêreld en die storm in hardloop en aanhou leef. Want God help ons. Dit is verseker. En miskien is dit ook nodig dat ek en jy, soos Psalm 46, weer net sal oproep. Wees stil en weet. Die Here jou God is jou Here, is my Here. Soli Deo Gloria. Aan God al die eer. Amen. Kom ons raak stil en dan bid ons saam. Here God van liefde, bevryder, beskermer. Kom leef in ons, sodat ons ook deur U sal lewe, in U sal lewe en vir U sal lewe. Mag ons hele lewe en ook dit wat ons sê en dit wat ons doen tot eer van U naam wees. En mag ons met alles in ons, met ons hele verstand en al ons krag getuig, U is ons Here. Here, help ons om in die week wat kom met ons hele lewe te getuig dat U leef. En mag ons daardeur vol word van U heerlikheid. Here, ons bid vir die nuwe fase waarin ons as land is. Here, mag ons steeds met verantwoordelikheid leef, mekaar beskerm, sodat ook ons deur hierdie lewe meer en meer van U kan getuig. Here, wees by ons, versterk ons, beskerm ons. Amen. Leer my U wil eer, U doen met my, U potte baker, met my die klein, vorm my en maak my, volgens U wil. Wees stil en weet ek is die Heer. Ek spreek en wind en golwe bedaar. Ek sal op jou getrou bewaar. Leer my U wil eer, U plan met my. Laat ek nie doelloos, nutteloos bly. Hou my erkentlik, hier in U werk. As ek dan swak is, maak U my Wees stil en weet ek is die Heer. Ek ken jou pyn, jou donkerste nag. Ek is by jou, ek gee
volhard in geloof, ek is by jou, soos ek beloof. Geliefdes, dit is Bybelsondag en daarmee wil ek julle motiveer om ook 'n bydrae te maak vir Bybelverspreiding. Die van julle wat gister 'n stap of 'n draf of 'n fietsry gaan doen het, of sommer gaan ry deur die strate in blou, net vir die bewusmaking van Bybelverspreiding, baie dankie daarvoor en vir elkeen wat alreeds 'n bydrae gemaak het. Dit is wonderlik om deel te wees van die verspreiding van die woord van die Here in die wêreld in. Daar's 'n groot tekort aan Bybels en daarom vra ons vir julle, word deel van Bybelverspreiding in Suid-Afrika en in die wêreld. Ek gaan ook op die skerm vir julle die besonderhede wys van waar julle kan inbetaal. Julle kan of by Bybelgenootskap self julle bydrae inbetaal vir Bybelverspreiding, of julle kan by die gemeente se rekening 'n bydrae inbetaal en ons sal die groot bedrag aan Bybelgenootskap oordra. Dankie vir julle volgehoue diens as kinders van die Here. Amen. Geliefdes, mag julle elkeen 'n wonderlike week hê en mag julle hierdie week getuig van die Here wat leef in julle. Die Here seën en beskerm elkeen wat hom aanroep. Hy verskyn tot hulle redding en is hulle genadig. Hy verhoor hulle gebede en gee aan hulle sy vrede. Amen.